Lekker om die Here te dien, is dit nie? Lekker om sy naam te kan groot maak en om te kan eer. Baie van julle het groot geword in stilte. Ek praat nou van binne in die kerk nou, né? In stilte. So as jy nou so groot geword het, is dit waarmee jy gemaklik is. Die stilte. En daar's 'n tyd en 'n plek vir stilte. Daai plekke is belangrik. Maar daar's 'n tyd en 'n plek wanneer die kinders van die Here moet aanbid. Hulle monde moet oopmaak en vir hom sê wat in hulle hart is, wat hulle voel en ervaar en beleef. En dit het maar net te doen met vrymoedigheid. Ons is nie almal ewe uitgesproke nie. Luidrigtig of ekspressief nie, kom ek sê dit eerder so. Maar jy kan ten minste fluister. Nee, jy kan ten minste, jy begin net daar. Begin net met die fluister. En dan soos wat jy gewoond raak aan. Wie van julle het gesukkel om eerste keer jou hande in die lug op te steek? Toe jy nou bewus raak daarvan dat mense mag maar tot eer van die Here hulle hande opsteek. Ja, julle almal, julle het so begin, so. En dan sit Kentucky Fried Chickens, nee, hierdie. Maar die dag toe jy dit reg kry om jou hande verby jou ore te kry, skielik toe voel jy, wat is hierdie? Nou ja, op dieselfde manier is maar soos hande klap in die kerk en al die goeders, is maar die Here aanbid met jou liggaam en jou siel en jou gees. En ek sit en dink terwyl ons nou hierdie die eerste liedjie sing, Yahweh, Yahweh, we love to shout your name. Toe dink ek nou net die woord van die Here sê in die hemel, is die halleluja soos donderslae, jy weet kan jy dink dat ons in die hemel staan en as ons die Here se naam aanroep, ons sê ons net Jesus. Nee, jy gaan ge-issue word met vocals. Want jy gaan saam met die engele moet roep. Ek weet nie wie van julle het al 'n engel hoor roep nie. Het julle al? Die Here sê daar sal 'n dag aanbreek wanneer die aardsengel sal roep. En die hele wêreld sal hom hoor. Nou kan jy imagine as ons in die hemel is en hy begin roep daar. So, oefen so lank. Ons gesels oor die doping met die Heilige Gees. En wat dit vir ons is en wat dit vir ons beteken. Lukas 11 vers 9 tot 13. Julle ken almal, hierdie is 'n baie bekende deel in die Bybel. Jesus is hier aan die woord en hy praat met sy disippels. Hy sê, en ek sê vir julle, bid. En vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid, ontvang. En hy wat soek vind. En vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Nou kyk, as ek nou hierdie woorde vir jou sê, dan kan jy vir my nou sê, ek sal jou gaan dink. Maar hierdie kom uit die mond van die Seun van God. Met ander woorde, dis waarheid die. Hy sê, en vir watter vader onder julle sal sy seun brood vra, en hy sal vir hom 'n klip gee, of ook 'n vis, en hy sal vir hom in plaas van 'n vis 'n slang gee. Wie van julle sal so iets doen? Ja. Die antwoord was dan, niemand sal dit eintlik doen nie, né? Of ook as hy 'n eier vra, vir hom 'n skorpioen gee. As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid.
Dis eintlik baie eenvoudig. Dis nie iets wat ingewikkeld is om uit te lê nie. Hierdie gedeelte begin, heel in die begin, waar die disippels vir Jesus sê, leer ons om te bid. Dis waar het begin. En Jesus gaan deur die hele gedeelte en dan kom hy by hierdie deel en hy sê bid en julle sal ontvang. En dan praat hy oor die goed, die goeie goed of die goed wat ons vir ons kinders gee, die goeie goed wat in ons harte is om vir ons kinders te gee. En dan maak hy hom vas en hy sê, nou as julle dan Vader vra vir die Heilige Gees, as julle bid, dan sal hy Heilige Gees vir julle gee. Jy hoef nie daaroor te twyfel nie. So Jesus kom maak die ontvang van Heilige Gees vas aan gebed. Hy maak dit vas aan kom maar ek dit so stel, 'n gebedsfokus. En dit is belangrik, so wat ons nou deur hierdie goedjies werk, om te verstaan wat hy vir ons sê. So wat is die konteks waarin die Heilige Gees ontvang word? Ons het nou al reeds gepraat oor Heilige Gees en 'n paar goed gesê. Okay? So wat is die konteks waarin die Heilige Gees ontvang word? Die Gees van God word ontvang in die konteks van gebed. Okay? Nou ek het dit nou omtrent elke aand gesê. Kan die Here vir jou Heilige Gees gee sonder dat jy bid? Natuurlik. Daar's nie 'n manier dat ons vir hom kan voorskryf en sê, u moet dit so doen nie. Dis nie moontlik nie. Maar wanneer ons deur die woord lees en ons daarna kyk, dan verstaan ons dat die konteks van die ontvangs van Heilige Gees is gebed. Of 'n gebedsfokus. Met ander woorde, dis 'n mens wat sy gedagtes en sy hart draai na God toe. Wat jou denke en jou goed losmaak van die goed hier om jou en jou fokus is op God gerig. En dit is belangrik dat ons dit verstaan. Ek het al vir baie mense gebid vir die vervulling met die Heilige Gees. En soms wanneer mense kom en ek verstaan die situasies waarin ons onsself bevind en waaruit ons kom. Vir baie mense is dit 'n vreemde ding. Hulle voel die oortuiging in hulle harte en hulle wil gevul word met die Heilige Gees, maar nou kom staan hulle en hulle verwag jy moet nou vir hulle bid, maar nou staan hulle so. Jy weet? Net so. En hulle kyk so stip vir die grond. Asof hulle verwag iets gaan nou hulle tref, of wat ook al. Nou baie keer tref die Heilige Gees jou. Ek weet nie wie van julle dit al beleef nie. Hy kan jou tref as hy baie keer doen hy dit. Maar as ek nie as 'n mens my fokus na God toe gaan draai nie. Ek het gister vir jou gesê, jy moet jou brein uit die pad uit kry. En jy moet jou gees laat opstaan in jou. Hierdie geesmens moet begin om God aan te roep. So dis 'n gebedsfokus. Dis 'n draai na God toe, fokus op die Here. Dit kan aanbidding wees, dit kan gebed wees, dit kan lofprysing wees. So binne in daai konteks ontvang ons die Heilige Gees. Nou die vers wat ons nou net gelees het, was nou net 'n entjie verder in Lukas. Luke 11 verse 1 says, "Now Jesus was praying in a certain place, and when he finished, one of his disciples said to him, 'Teach us to pray as John taught his disciples.'" So Jesus begin hier. Wat begin hy vir hulle hier leer? Wat is die gebed? Ja, Onse Vader. Nou, die basiese gebedstruktuur waarop hy vir hulle sê, draai weg van jouself af, sit jou fokus op God, né? En hy leer hulle hoe om te bid. Maar terwyl hy besig is om hulle te leer om te bid, stop hy nie net daar nie. Hy gaan verder. Hy sê vir hulle, as jy dan nou bid, né, moet jy glo dat jy gaan ontvang. Hy sê en verstaan ietsie mooi, as julle weet hoe om goeie goeders te doen, my Vader in die hemel doen nog baie meer as dit.
En as jy bid, vra vir die Heilige Gees en jy sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. So dis die fokus is om in gebed te gaan staan. Jesus was besig om te bid toe die Heilige Gees oor hom gekom het. Ons lees dit in Lukas 3, 21-22, en toe die hele volk gedoop en Jesus ook gedoop is, en hy besig was om te bid, het die hemele oopgegaan. En die Heilige Gees het in 'n liggaamlike gedaante soos 'n duif op hom neergedaal en in 'n stem uit die hemel gekom. En 'n stem het uit die hemel gekom wat sê: U is my geliefde seun, in U het ek 'n welbehae. So selfs in Jesus se konteks staan en bid hy. Sy hart is gedraai na God toe. Ek sê weer, die Here kan enigiets doen op hierdie aarde. Maar ek en jy, dit help nie. Ek wil die vervulling met Heilige Gees beleef. Dit help nie, ek wil die teenwoordigheid van Heilige Gees beleef, van Jesus, van God in my hart en in my lewe. Dit help nie, ek wil dit beleef. Maar my gedagtes, hardloop, is oral nie. Weet, ek is by vandag se werksprobleme wat ek gehad het, ek is by môre se finansiële probleme, ek is by laasmaand se, wie weet wat van my gesê het, my kopie hardloop die hele tyd so rond, ek moet net onthou, daar's kossies in die oond, ek hoop nie dit, het ek nou ding afgesit, het ek hom nie aangesit nie. Jy moet een ding verstaan, as die vyand dit kan regkry om jou gedagtes van God af te haal, sal hy dit doen. So jy en ek, het gelukkig hier die een wapen. En wat is hier die wapen? Hy's kragtig in God om gedagtes gevange te neem en vas te maak aan God. En soms moet ek en jy ons eie gedagtes gevange neem en vasmaak aan die Here. Om te sê, stop nou hierdie woer wat hier in jou koppie aan die gang is en fokus op God. Ons moet dit doen wanneer ons hier aanbid. Ek het net terwyl ek so sit, is ek besig om te bid. En toe ek my weer kom kry, toe dink ek aan iets wat gedoen moet word. Môre. En ek moet vir myself sê, stop dit. Jy is nie nou besig met môre nie. Jy is nou besig met die Here. Kry jou fokus reg. Kry jou hart in lyn. Kry jou kop in lyn. Fokus waar jy veronderstel is om te fokus. So die gebed maak dat ek en jy ons fokus wegvat van al die goed om ons en op Vader sit en op Jesus sit en op Heilige Gees sit. In Acts 9 verse 11-12 says, and the Lord said to him, rise and go to the street called Straight at the house of Judas, look for a man of Tarsus named Saul, for behold, he is praying. And he has seen a vision of a man named Ananias come in and lay hands on him that he might regain his sight. En ons almal weet wat het gebeur. Ananias het vir hom gebid en hy is gevul met die Heilige Gees. Maar hy was biddende. Met ander woorde, as ek op 'n plek kom waar ek vir myself sê ek wil Heilige Gees ontvang, of dit nou is in 'n diens waar jy nou vorentoe genooi word en jy kom staan hier voor en hier's mense wat vir jou bid, of dit nou by jou huis is of waar ook al jy is. Die konteks van dit, van vervulling met die Heilige Gees, is my fokus absoluut op God. Terwyl ek biddend is, my hart en my siel en my gees in lyn kom om te fokus op die Here. Nie verward in my kop te wees oor goed nie, gefokus. Dis hoekom ek sê, as jy verward is oor die doping met die Heilige Gees, gaan sort jouself uit met die woord. Gaan sit en spandeer tyd met die woord, sodat Heilige Gees met jou kan praat en jy hier in jou hart kan hoor wat sê God oor Heilige Gees, wat sê Jesus, wat sê Heilige Gees oor homself. Sodat jy kan lees wat die woord sê en wanneer jy dit in lyn het, met ander woorde jou teologie is nou uitgesorteer, jou kennis is in plek. Dan het jy nie meer nodig om te staan en jou gedagtetjies is oralste nie. Jy kan nou fokus. Jy kan op God fokus. En met die verwagting, Here, ek glo in die vervulling met die Heilige Gees, want u woord sê dit vir my.
So dis die konteks daarvan. Jy moet met ander woorde 'n biddende fokus hê as jy Heilige Gees wil ontvang. Ons ontvang die Gees in die konteks van gehoorsaamheid om die evangelie van God te verkondig. Ek het dit nou al 'n paar keer vir julle gesê, ons het dit 'n paar keer al gelees. Hoekom word ons gevul met die Heilige Gees? Hy sê in Handelinge 5:32 en ons is sy getuies in hierdie dinge en ook die Heilige Gees wat God gegee het aan die wat hom gehoorsaam is. Wat is die doel van die vervulling met die Heilige Gees? Julle sal krag ontvang en julle sal my getuies wees. Julle het krag, julle kan ontvang krag vir 'n spesifieke doel, om my getuies te wees. En as die Here deur sy genade en die Heilige Gees deur sy genade saamwerk deur wonders en tekens, met ander woorde die gawes van die Gees in en deur jou werk, is dit 'n bonus. Die hoofsaak daarvan is ek en jy moet getuig van Jesus Christus. En dis waaroor dit gaan, met ander woorde 'n stuk hier binnekant my wat gehoorsaam is aan die Here. Nou, kom ek vra jou gou die vraag, hoe gehoorsaam is jy nou? Ons het gisterand, toe ons hier aan die einde het ek vir julle gesê, as ek nie eers God met my Afrikaans woorde kan grootmaak nie, hoe gaan ek dan nou nog in 'n taal bereid wees om in 'n taal te praat wat totaal en al vreemd is? As jy net as 'n kind van God wat nie gevul is met die Heilige Gees nie, net 'n wedergebore kind van God, as jy nie 'n bereidheid in jou hart het om met ander mense oor Jesus Christus te praat nie, hoe moet God jou vertrou met iets so groot en goed soos Heilige Gees? Dis waar dit begin. Dit begin net met eenvoudige gehoorsaamheid, 'n bereidwilligheid om te getuig van die groot werk wat God in jou hart en in jou lewe kom doen het. Van die werk wat Jesus Christus vir jou en my kom doen het. Maar hy gee ons krag om nou regtig bonatuurlik te kan getuig. Dis waarvoor die Heilige Gees kom. Ons ontvang die Gees in die konteks van nederigheid. Ja, julle weet dit. By God is hoogmoedigheid 'n ding wat 'n nou is, né? Dit werk net nie. Dis dood eenvoudig. In 1 Peter 5:6 he says, humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, so that at the proper time he may exalt you. Ja, jy kan nie uit hoogmoed uit Heilige Gees wil hê nie. Nou gaan ek gou ietsie sê. Vroeger jare was ons Pinkstermense baie hoogmoedig. Want ons het gedink ons het gearriveer. Want ons praat in tale. Ons het mos nou die wat die ander nie het nie. Wat jy het is net genade. Wat ek en jy het is net genade, broer en suster. Jy kan nie trots wees omdat jy in 'n taal praat nie, want jy het dit nie, dis nie joune nie. Dis nie jy wat dit doen nie. Dis Heilige Gees. So ons moet voor God kom met 'n nederige hart. Hierdie het niks te doen met ek wat beter is as enige iemand anders te nie. Glad niks daarmee te doen nie. Ons ontvang die Heilige Gees in die konteks van geloof. En ons het dit nou al 'n paar keer gesê in hierdie week, Galasiërs 3 vers 2 en vers 5. Dit alleen wil ek van julle weet. Het julle die Gees ontvang uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? Hy wat julle dan die Gees verleen en kragte onder julle werk, doen hy dit uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? Uit geloof. Uit geloof werk Heilige Gees in en deur jou en deur my.
Jesus kom, Galasiërs 3 vers 2 tot 5 sê, let me ask you only this, did you receive the Holy Spirit by the works of the law, by, nou, ek wil net gou, jy moet, dis hoekom ek hom nou in die Engels sit, want hy sê die prediking van die geloof, die woordjie eintlik beteken nie net die prediking van die geloof, dis by die gehoor van die geloof. Is dit nie wat die woord sê nie? Deur die gehoor kom die wat? Deur die gehoor kom die geloof. Né? Deur die gehoor, met ander woorde dit wat ek hoor. So does he who supplies the Spirit to you and works miracles among you do so by the works of the law or by hearing with faith? Jy moet luister en toelaat dat Heilige Gees die geloof in jou hart opwek. Ek sê weer, soos ek gister gesê, ons kan dit dooddruk. En dat is eenvoudig, ons het almal die vermoë om die werking van Heilige Gees dood te druk. En ons almal het dit al een of ander tyd gedoen. Waar die Here vir jou gesê, jy sien iemand wat siek is en jy hoor hierdie stem wat vir jou sê, gaan bid vir die persoon. En jy dink, hier, tussen al hierdie mense, wie is ek? Jy sê nou maar, jy is niks nie. Maar jy is net 'n kanaal. En as jy gaan, kan jy dalk 'n wonderwerk sien wat God wil doen in mense se lewens. Dis daai gehoorsaamheid, maar almal van ons kan nee sê. Ons het die vermoë om nee te sê, want God het ons gemaak met 'n vrye wil. John 7:38 sê, whoever believes in me, Jesus praat hier, as the scripture says, out of his heart will flow rivers of living water. En ons het dit gelees gister, en dit het hy gesê, na aanleiding van die Heilige Gees wat hulle sal ontvang. Hulle wat in my glo. En wie glo ons? Ons glo in die doper met die Heilige Gees. Jesus Christus ons Here. Ek en jy, en ek het dit ook gister verduidelik, het 'n baie groot voorreg, broer en suster. Heilige Gees is lankal uitgestort. Ons het al, almal van ons, glo ek, het jy al 'n belewenis gehad van iemand wat gedoop is met die Heilige Gees, wat in 'n taal praat. Dis nie vir jou vreemd nie. Jy miskien in 'n sin is dit vreemd omdat jy dit dalk nog nie beleef het nie, maar in 'n ander sin is dit nie vreemd nie, want jy het al gehoor hoe mense in tale praat. Miskien is jy selfs al gewoond daaraan. Die disippels het niks gehad om na te verwys nie. Wat gaan nou met ons gebeur nie? Al wat hulle gedoen het, hulle het geglo in die een wat opgestaan het uit die dood uit. En hy het gesê, gaan wag. En hulle gaan wag. So dis wat ek en jy moet doen, met geloof opstaan en met geloof beweeg. So, wat moet ek doen om die Heilige Gees te ontvang? In die eerste plek, nader tot die troon van God met vrymoedigheid, wetende dat jy in die volmaakte wil van God is. Dis hoekom ek gesê het, as jy met twyfel sit hieroor, gaan sort jou twyfel eers uit. Want jy moet met geloof kom. En jy kom met vrymoedigheid. As jy nou weet ek, né? As jy nou weet ek het baie geld. Hoopevol. Hulle is alles hier agter die kerk begrawe. Gate. Putte vol geld. Jy moet sien hoe lyk my garage van al die geld. Tot by die dak. Alles is R200 note. So, dis net geld. En jy weet, as iemand na my toe kom en vir my sê, ek soek 'n bietjie, dan gee ek. Want dis maar wie ek is. Nee, as jy weet, as jy vir my vra, gaan ek vir jou gee. As jy 'n behoefte het, 'n werklike behoefte het, sal jy die vrymoedigheid hê om na my toe te kom en vir my te vra. Ek bedoel, ek het hoop, ek deel net uit. Jy gaan kom. Want hoekom? Want jy gaan vertrou dat hy gaan vir my gee. Nou, hoeveel te meer kan ek en jy God vertrou?
Hoeveel te meer kan ons hom vertrou? Net absoluut, 100% vertrou. Hy is wie hy is. Hy sal doen wat hy sê. En hy sal my vul met die Heilige Gees. Hebreërs 4:16 sê, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Ek kan daarin om op die regte tyd gevul te word met die Heilige Gees. Ek kan met vrymoedigheid na my Vader toe gaan. In John 5:14-15 sê, and this is my confidence that we have toward him, that if we ask according to his will, he hears us. And if we know that he hears us in whatever we ask, we know that we have the request that we have asked of him. We know that we have the request. So dit wat ek vra, kry ek. Hoekom? Want ek het daai stuk vertroue in hom. Kom ek vra, wil die Here jou vul met die Heilige Gees? Wil hy hê jy moet 'n kragtige oorwinnaarslewe lei? Wil hy hê jy moet geestelik deurbreek? Dan is dit mos nou eintlik eenvoudig. As ek glo hy wil, dan sê hy, as ek hom vra, dan sal hy dit doen. Ek hoef nie te twyfel nie. Ek hoef nie daaroor te wonder nie. Ek hoef nie my hoop op een of ander manier opgetel te kry nie. Ek weet net, dit is waar. Dis wat God sê, dis wat sy woord sê, dis wat hy vir my sê. En jy moet dapper vra. Nou, hoe vra mens dapper? Jy gaan nie sê, ag, as jy miskien dalk nou dink, dit sal 'n goeie idee wees. Wil jy dan nou, maar miskien net, ek weet, ek wil nou nie opdringerig wees nie. Maar dalk net. Jy weet, ek het nou al hierdie goedjies wat nou nie lekker is nie in my lewe nie. Maar ja, miskien is daar. Hou 'n krummeltjie iewerste vir my. Weet ons daai liedjie gesing altyd? Wat het die druppeltjies maak ons steeds dankbaar. Hoe gaan die dingetjie nou weer? Strome van seën, strome val nou om ons heen. Druppeltjies maak ons steeds dankbaar, maar ons behoefte is groot. Broer en suster, die Here gooi emmers, nie druppels nie. Nee, hy gooi nie emmers nie. Hy sê, ek draai die sluise oop en strome van lewende water sal uit jou binneste vloei. So kry jou attitude reg. Kyk hier, so dis nie name it, claim it en frame it nie. Verstaan my baie mooi. Ons deel met 'n heilige God. Ja, nee, hy is nie ons speelmaat nie. Maar ek kan in respek na my God toe gaan en vir hom vra. Ek kan. So wanneer ek in respek na hom toe gaan, kan ek hom vra. Ek kan die woord van die Here sê, ek kan sy beloftes opeis. Is dit nie? Hy sê, herinner my aan my beloftes. Hoekom moet ek en jy hom herinner? Is dit asof die Here sê, watter belofte was daai nou weer? Wanneer het ek dit gedoen? Nee, hy weet wat is sy beloftes. Hoekom herinner ek hom? Jy sien, sodat die geloofverslag hier in my hart kan opstaan. O ja, God het hierdie beloof. God het beloof, ek sal jou vul met my, sy Heilige Gees. Jesus het gesê, hy sal ons vul met die Heilige Gees. Dis 'n belofte van God af. Met ander woorde, ek kan na hom toe gaan en sê, Here, U het beloof. Met ander woorde, dit is klaar myne. Hoor julle dit? Dit is klaar myne. Hy het dit klaar gegee. Die belofte is klaar joune. Hy het dit klaar gespreek. Dis joune. Jy moet dit net vat en joune maak.
Jy moet verwag dat hy jou sal vul. Jy moet dit verwag, dat die Here jou sal vul met Heilige Gees. Jy moet verwag om in tale te praat. Ek het vir julle gesê, ek sal môre aand as die Here ons spaar. Jy weet, so deur die jare, wat is nou maar Pinkster en Heilige Gees, en omdat ons 'n kerk is wat daarmee deel, het ek al baie vrae gekry. Maar daar's baie vrae wat baie herhaal word. Met ander woorde, mense stoei met sekere vrae. So ek gaan nou môre 'n paar vrae antwoord wat mense vra oor Heilige Gees en oor Pinkster en oor die uitstotting van Heilige Gees. En onder andere sal ons 'n bietjie praat oor talespraak. So jy moet verwag om in tale te praat. Jy moet dit verwag, dit is deel van die verwagting wat jy in jou hart moet hê. En jy moet jou gereed maak om 'n getuie te wees. Jy moet bereidheid hê om uit te gaan. Die ontvang van die Heilige Gees is 'n daad van geloof. So, wat wil ek vir jou sê? Heilige Gees word nie passief ontvang nie. So, ek sê weer eens, die Here kan doen net wat hy wil. Né? Maar as jy nou net soos 'n houtpoppie staan, en jy jou gedagtes, jy dink nie eens behoorlik aan die Here en jy staan net, gaan jy verskriklik sukkel om gevul te word met Heilige Gees. Dis 'n geloofsaksie. Hier van binnekant af moet iets beweeg. Jy moet jou mond begin om God te prys. Wie van julle voel altyd lus om die Here te prys? Nee, julle jok, want baie keer voel julle nie lus nie. Ek weet. Baie keer voel jy nie lus nie. Daai yes is nou sonnaarskool antwoord. Okay? Nee, baie keer voel ons nie lus nie. Baie keer voel jy nie lus nie, maar weet jy wat moet jy dan doen? Dan moet jy reeds die Here begin loof. Is dit nie? En soos wat jy God beginne loof, wat is besig om te gebeur? Jy is besig, jou geesmens is besig om vir jou siel te sê, sien jy gaan hierdie geveg verloor. Jy gaan hierdie geveg verloor. Want hierdie is 'n geestelike ding. Lofprysing en aanbidding is 'n geestelike ding. Soos wat jy die Here begin loof en prys en aanbid, so sal iets in jou wakker beginne word. En hoe meer jy dit doen, kan julle onthou, daar was tye wat weet, ek kan onthou as kinders het ons gesê, jy aanbid tot jy deurdring. Julle onthou, né? Dis 'n soek na God totdat daar 'n deurbraak kom. En baie keer kos dit so 'n bietjie 'n effort van jou en my kant af. En ons is in aanbidding en miskien by die eerste keer wat iemand vir jou bid, ontvang jy nie Heilige Gees nie. Dis mos nie die einde nie, is die feit dat jy op die eerste gebed nie die Heilige Gees ontvang nie, beteken dit nou die teologie wat in die woord staan is verkeerd? Nee. Dit beteken net jy dit nie nou ontvang nie. Maar jy sal dit ontvang. Maar dit moet wees in 'n hart van geloof wat tot aksie kom. Jy kan nie net passief staan en iets verwag nie. Laat jou gees in jou wakker word en opstaan en die Here beginne loof en prys. Matteus, lees ons hierdie mooi storie van Petrus. Hy sê maar in die 4de nagwaak het Jesus na hulle gekom, al wandelende op die see. En toe die disippels hom op die see sien loop, het hulle ontsteld en sê, dis 'n spook. En hulle het geskreeu van vrees, maar Jesus het dadelik met hulle gespreek en gesê, hou goeie moed, dit is ek, moenie vrees nie. En Petrus antwoord hom en sê, Here, as dit U is, beveel my om op die water na U toe te kom. En hy sê, kom! En Petrus sê vir hom, nee, ek wil maar net seker maak, U wou gehad dat ek moes kom. Is okay, ja, ek sien nie 'n klaar op pad hier na toe, so ek wag maar hier vir U. Dis wat hy gedoen het. Nee, hy druk op die kant van die boot en hy's af, en hy stap op die water. Dis die enigste mens wat ek weet wat op die water gestap het, behalwe Jesus nou.
Jy sien, geloof vereis van jou en my 'n aksie. Geloof het nie met passiwiteit te doen nie. Geloof beteken nie ek sit met my arms gevou en ek is okay nie. Geloof sê ek kom in aksie. En deel van my aksie is om God te aanbid en hom te loof en te prys en hom te verheerlik. Soos Petrus uit die boot uitklim. As jy wil gevul word met Heilige Gees, moet jy bietjie uit die boot uitklim. So klim uit jou eie gemaklike bootjie uit. Klim uit daai bootjie uit. Sê vir hom, is okay, jy's maar daar. Gooi 'n anker as jy bang is, hy dryf weg. Maar klim uit en stap op die water. Sê Here, hier is ek. Ek klim uit op die water. Hier kom staan ek voor U. My hart is vol van geloof, want ek weet dat ek weet. U het vir my gesê, U gaan my vul met die Heilige Gees. Daarom glo ek dit. Daarom hou ek dan vas. Ek los dit nie. Dis nie net iets wat in die lug hang nie. Dis vasgemaak aan die lewende God, daai woorde. Dis vasgemaak aan Jesus Christus. Daai woorde is vasgemaak aan hom. En dan moet ek in geloof praat. As jy gevul word met die Heilige Gees, ek het dit nou dag ook vir jou gesê, iets gaan nie jou tong gryp en begin ruk en jou kakebinkie en weet, jy praat. En miskien wanneer jy besig is om die Here te aanbid en jy beleef daardie opwelling van sy teenwoordigheid en die aanraking van sy krag, want iets hier binnekant beweeg en werk, die oomblik as jy dit voel, miskien is dit net een woordjie wat in jou kop inskiet, dan spreek jy dit. O ja, maar weet julle wat doen ons nou? En ek het gister ons nou oor die koppietjie gepraat. Is hierdie nie ek nie. Is dit nie van myself nie. Het ek nie dit dis die vyand, ne, wat jy wil vang. Ek het dit vir jou gesê. As jy vir God vra vir die Heilige Gees, kan jy niks anders as Heilige Gees ontvang nie. Jy hoef nie bang te wees nie, jy hoef nie bevrees te wees nie. As jy vra vir Heilige Gees, dan ontvang jy die Heilige Gees. So praat in geloof. In Acts 2 verse 4, he says, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak. Nie een van hulle het verstaan nie een van hulle het geweet wat gaan gebeur nie. Spreuke in tale is 'n Nuwe Testamentiese fenomeen. Dis iets wat gebeur het die dag toe Heilige Gees uitgestort is en daar is dit. En as die Here bedoel het dat dit so moet wees, hoekom gaan ek dan nou in my eie hart sê, nee, ek wil dit nie hê nie, of jy moet 'n begeerte hê daarna in jou eie hart. Hy sê vir ons het dit al gelees, in Johannes 7, vers 38, hy wat in my glo, die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. So laat die krag en die heerlikheid en die teenwoordigheid van die Here uit jou binneste vloei. Dis 'n geloofshandeling. Hy wil jou vul met die Heilige Gees. Heilige Gees woon binne in jou. Hierso binne. So met ander woorde, die bron van die krag van God is waar. Hier binne in jou. Dis hoekom hy sê soos 'n stroom van lewende water uit jou binneste uitvloei. So met ander woorde, as ons nou tegnies wil wees, dan is dit Heilige Gees wat oor jou kom, maar ook Heilige Gees wat in jou opstaan. In sy volle openbaring. In die volheid van sy krag. In jou hart en in jou lewe en in jou binneste. En die heerlikheid van die koning sal jou toevou. Maar dit vereis iets van jou en my. Dis nie net iets wat in die lug hang nie. Dis ek en jy wat 'n keuse maak om te sê, Here, hierdie is vir my. En ek het 'n begeerte daarna, ek het 'n dors daarna, dis vir my, en omdat dit vir my is, glo ek U wil dit vir my gee. Want die woord sê so, U sê so. So in geloof kom vra ek U, vul my met die Heilige Gees. En dan moet jy 'n verwagting hê dat iets gaan gebeur. As ek nou een van hierdie plaks vat en ek sit jou vingertjies daarin en ek sê vir jou, byt net 'n oombliekie vas, ek gaan gou aansit.
en ek sit hom aan. Wat gaan jy maak? Ja, jy gaan wakker word, jy is helemaal reg. Maar jy gaan baie meer as wakker word. Kan jy dink, nee? Kan jy dink as die lewende God jou lewe aanraak? As die krag wat alles wat geskape is by mekaar hou. As daai krag oor jou kom. As die krag wat Jesus uit die dode opgewek het, skielik in jou opstaan. As daardie krag van God in jou beginne beweeg. Nee, jy kan nie net stil staan. Iets gaan gebeur. En jy moet dit verwag. Sê, Here, ek begeer dit. Ek begeer dit. Kom ons maak ons so toe. Jesus, dankie. Jy is die doper met die Gees. Heilige Gees, die begeerte, U kom woon in ons. Die begeerte is om ons aan te raak. En 'n kragtige belewenis te hê van Jesus Christus ons Here. Jesus is ons begeerte dat U sal opdaag in die volle heerlikheid in ons midde. Ons wil nou, Here, in gebed na U toe draai. Ons wil ons harte na U toe begin rig. Ons maak onsself nou los, Here, ek neem elke gedagte gevange wat ronddwaal op allerlei plekke en allerlei goed. En ek maak dit vas aan Jesus Christus en sy heerlikheid. Ek maak dit vas aan die teenwoordigheid van die koning. Here, dat ons elkeen van ons fokus op U sal sit. En ons hart in gebed op U sal rig. Vra dat jy saam met my staan. Kom ons staan op voor die Here. Net daar waar jy staan, begin net 'n bietjie met die Here te praat. Kom ons begin so 'n bietjie met die Here te praat. Kom ons rig ons harte en ons gedagtes, en as jy miskien jou gedagtes rondhardloop, dan in die naam van Jesus, neem dit gevange en maak dit vas aan die Here. Sê vir hom, Here, ek wil die leiersels intrek van my kop en my gedagtes, van my denke. Ek wil nou op U fokus. Op niks anders dan die Here. Nie op enigiets anders dan nie, ek fokus op U. Ek draai my hart na U toe, Here, om eer en lof en aanbidding aan U te bring. Om U te vereer, om U te verheerlik, om U naam te roem, om U grootheid en U lof en U eer te besing. Dankie, Here, dat ons in hierdie gebed wat ons nou voor U bring, U teenwoordigheid kan beleef, Here. U nabyheid kan beleef, U opdaag in ons harte kan beleef. Ons bring hulde en ere en ons prys U, Here. Ons bring hulde en ere en aanbid U. Ons bring hulde en ere aan die koning van die konings, want U is waardig om alle lof en eer te ontvang. U is waardig om verheerlik te word as die skepper van die heelal. U is waardig om geprys te word, my koning. U is waardig, Jesus, dat ons voor U sal buig, in erkenning van die koningskap en die majesteit, dat ons U sal vereer en verheerlik met alles wat ons het en alles wat ons is. Dankie, Here, dat ons U kan prys. Dankie dat ons U kan bid. Dankie dat ons U naam kan roem, o Gees van God. Dankie dat U hier is om in ons harte en in ons lewens te beweeg. Dankie dat U harte en gedagtes rig na God toe. Here, U sê, Heilige Gees, U is die een wat ons help en ons fokus sit op die Here. U is die een wat deur ons bid. Halleluja. Ek kom vra U in die naam van Jesus, Heilige Gees, lig die harte van mense op. Here, dat ons oorwinning kry oor ons denke en oor ons vlees. Dat ons gees mense in ons sal opstaan en die Here begin aanbid. En die Here se naam begin groot maak. En die Here begin prys en loof en aanbid en sy naam en sy lof en sy eer sal besing. Halleluja. Ons eer U, Here. Ons eer U.